Geloof en diens, Lukas 17, vers 1 tot 10. Het jy ooit gewonder of jou geloof groot genoeg is om 'n verskil te maak? Miskien voel jy, ek is nie 'n teoloog nie. Ek is nie altyd seker wat om te glo nie. Of ek bid nie soos ek moet nie. My woorde is dalk nie so gevleel of so mooi en so kragdraand soos die ander ouens wat ek hoor bid nie. Ons leef in 'n wêreld wat sê jy moet groot dinge doen om betekenisvol te wees. Maar in Lukas 17 gee Jesus 'n radikaal ander perspektief op geloof en diens. Een wat ons vrymaak van prestasiedruk en ons nooi tot 'n lewe van genade. In Lukas 17 vers 5 vra die disippels vir ons Here Jesus Christus, vermeerder ons geloof. Hulle dink geloof is soos 'n spier, hoe groter hoe beter. Maar Jesus se antwoord is verrassend. Hy sê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie, kan jy vir hierdie moerbeiboom sê, wortel jou uit en plant jou in die see, en hy sê jou gehoorsaam. Mosterdsaadjies is piep klein, amper onsigbaar. Jesus sê nie die grootte van jou geloof is wat saak maak nie. Dit gaan oor die grootte van die God in wie jy glo. En dan vers 7 en 10. Vertel hy gelykenis oor 'n dienskneg wat sy plig doen sonder om vergoeding te verwag. Dit klink dalk hard, maar Jesus wys ons iets diepers. Ons diens aan God is nie 'n manier om sy guns te verdien nie. Dit vloei uit wat hy reeds vir ons gedoen het. Ons dien nie om iets uit God te kry nie, maar omdat ons reeds alles in hom het. Gestel, jou naam is Sarah. Jy woon in 'n woonstelblok in die stad. Jy is omring deur mense, maar jy voel geïsoleerd. Jy dink daaraan om jou geloof te deel, maar jy voel jou geloof is te klein om 'n impak te maak. Eendag loop jy jou buurvrou raak en sy gaan deur 'n moeilike tyd. Sy het 'n siek kind en sy het baie finansiële stres. Jy weet nie wat om te sê nie, maar jy bied aan om eendag kos te maak. Dis 'n klein gebaar, maar jou buurvrou sê later vir jou, dis die eerste keer in maande dat ek voel iemand gee om. Wat het gebeur? Jou geloof, hoe klein ook al, jou mosterdsaadjie, was genoeg, en dit was gewortel in 'n groot God. Dit het gemaak dat jy nou jou geloof kan deel en vir haar vertel dat daar iemand groter is wat regtig omgee. Daardie klein daad maak 'n deur oop vir groter en verder gesprekke, vir gebed en uiteindelik om jou buurvrou te lei na Christus indien sy die Heilige Gees in haar hart het. Die evangelie verander alles oor hoe ons dink oor geloof en diens. As jy voel jou geloof is 'n klein, onthou, dit gaan nie oor wat jy het om te bring nie, maar oor wat Jesus reeds gedoen het. Jou diens aan ander hoef nie perfek te wees of groot te wees nie, maar dit is 'n koppie koffie met 'n kollega wat sukkel of gebed vir iemand in jou hart. Dit kan selfs iets wees wat niemand ooit raak sien. Neem vandag tyd om Lukas 17 te lees. Vra God om vir jou een klein geleentheid te wys om te dien. Begin daar en vertrou dat hy jou geloof, hoe klein ook al, sal gebruik. Nie omdat jy so wonderlik is nie, maar omdat hy is. In 'n tuin begin groot dinge met klein saadjies. So is dit ook in God se koninkryk. Jou geloof, gewortel in ons Here Jesus Christus se voltooide werk, is genoeg. God gaan plant daardie saadjies saam. Kom ons leef. Een klein saadjie op 'n slag en kom ons maak hierdie land weer 'n pragtige land.